Lukas 18. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: doen aan my reg in my saak teen die teerparty. 'n tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie, maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Toe sê die Here: hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Met die oog op die mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Die mense het ook kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Toe die disippels dit sien, het hulle met die mense daaroor geraas. Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. 'n man van aansien het aan Jesus die vraag gestel: goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus het geantwoord: waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie: jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, en jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord: al hierdie dinge het ek van 'n kinderdae af onderhou. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom: een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy: hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is om in die koninkryk van God te kom. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Die wat dit gehoor het, sê toe: maar wie kan dan gered word? En daarop antwoord hy: wat vir die mense onmoontlik is vir God moontlik. Toe sê Petrus: kyk, ons het van ons besittings afgesien en U gevolg. En Jesus antwoord hom: dit verseker ek julle, daar is niemand
wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het, van huis, of vrou, of broers, of ouers, of kinders nie. Of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug. En in die tyd wat kom, die ewige lewe. Jesus het die 12 op sy geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe, en alles wat die profete oor die seun van die mens geskryf het, sal daar bewaarheid word. Hy sal uitgelewer word aan die heidene. Hy sal bespot en beledig word. Hulle sal op hom spoeg, hom gesel en hom daarna doodmaak. En op die 3de dag sal hy uit die dood opstaan. Maar van hierdie dinge het hulle niks begryp nie. Die woorde was vir hulle duister, en hulle het nie verstaan waaroor hy praat nie. Jesus het toe naby Jerigo gekom, toe 'n blinde man wat daar langs die pad sit en bedel, die groot menigte mense hoor verbyloop, vra hy wat aan die gang is. Hulle vertel hom toe, Jesus van Nasaret gaan hier verby. Toe roep hy uit, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Die mense wat voorgeloop het hom beveel om stil te bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm u oor my. Jesus gaan toe saam en gee bevel dat hy na hom toe gebring moet word. Toe hy naby kom, vra Jesus vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. Jesus sê vir hom, goed, jy kan sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik kon hy sien, en hy het Jesus gevolg en God geprys. Ook al die mense wat het gesien het aan God die eer gegee.